Baie welkom by hierdie hemelvaartsviering vanuit die Perth Afrikaanse Kerk hier in Wes-Australië. En ek wil die Here vertrou dat die boodskap ook vir jou sal inspireer om vir alles jy vorentoe in jou lewe dink oor hemelvaart en die betekenis daarvan, dat dit wat ons vandag hier gaan deel vir jou 'n blywende waarde sal hê. Maar voordat ons saam uit die woord uit lees, kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, Here, hierdie is 'n geleentheid wat ons baie keer sommer verbygaan in ons lewe. 'n Geleentheid om te dink aan die dag toe U saam met die disippels op die berg was en toe U van hulle oë verdwyn het en deur die wolk opgeneem is en uiteindelik, Here, waar U self na die Vader toe gegaan het, van waar U aan sy regterhand regeer oor ons lewe hier en nou. Ons wil vra, Here, dat U deur die woord en deur die Gees, soos U beloof het, vir ons sal leer wat die waarde is van die feit dat U vandag aan die regterhand van die Vader is en hoe en wat die betekenis daarvan vir ons lewe is hier op aarde, ook as gelowiges. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, ek weet dat almal van ons het hierdie begeerte dat as ons uiteindelik aan die einde van ons lewe kom, dat mense tog altyd ons op 'n sekere manier sal onthou. Nie een van ons sal wil hê dat die mense ons moet onthou in terme van al die slegte dinge nie, die broosheid en die gebrokenheid waarmee ons lewe nie. Daardie kere wat ons dinge gesê het of gedoen het, ons sal graag wil hê die mense moet ons onthou na die beste, daardie geleenthede toe ons so opgetree het dat hulle ook van ons liefde en genade ontvang het. Maar dit is nie altyd moontlik nie. En ek weet ook dat byvoorbeeld as 'n mens siek word, dan sal jy sê ek wens so dat mense kan vir my eerder onthou soos toe ek gesond was as toe ek siek geword het. En ek het sommer net by myself gewonder, hoe sal die Here wil hê ons moet vandag hom onthou? Hoe moet ons aan hom dink op hierdie stadium, op hierdie oomblik van ons lewe? En dan is daar 'n ding wat ek nogal oor gedink het, en dit is dat ons dink in die Kerstyd aan die feit dat Jesus gekom het, gebore is in 'n stal, en uiteindelik het hy vir ons natuurlik die vrede van God op aarde gebring, die koninkryk laat kom. As ons dink aan Paasfees, aan die lydenstyd, dan dink ons daarin dat Jesus het vir ons gelei. Ons het uiteindelik ook, weet ons, het later aan die kruis gehang en vir ons gesterwe, sy lewe vir ons gegee. En dan is daar natuurlik ook die opstanding, die leë graf, dat hy uiteindelik weer na die derde dag opgestaan het en dat hy lewe. Hoe sal ons hom wil onthou? Uiteindelik eindig dit nie daar nie. Ek dink ons maak baie keer die fout om by die lewende Here te eindig. Dit is baie belangriker dat ons kom by hemelvaart. Want hemelvaart sê vir ons dat Jesus is verheerlik. Hy is uiteindelik in daardie wolk wat hy opgeneem is tekenend en niks anders as die feit dat hy nou vandag aan die regterhand van die Vader is. Dis interessant dat die Nuwe Testamentiese skrywers, as hulle praat van hemelvaart, dan word dit as ware so sommer in die een sin genoem. Jesus het gekom vir ons, gelei en gesterf, en vandag is hy aan die regterhand van die Vader. Maar dit is hier waar dit gebeur, dit is hier waar daardie skeiding gekom het in terme van die ou bedeling van Jesus se bediening op aarde en nou sy heerskappy vanuit die hemel uit. En wat baie belangrik is, die feit dat hy vanuit die hemel regeer, vind op 'n sekere wyse plaas. En dit is hier waar ek en jy moet verstaan, dit is waar ons rol nou in sy koninkryk moet vervul. Want hy is inderdaad vandag die verheerlikte, hy is die koning van alle konings. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Dis interessant dat toe Stefanus gestenig is, het hy Jesus, hy die geopende hemel gesien, toe hy opkyk en toe sien hy Jesus aan die regterhand van die Vader staan, wat vir ons sê dat Jesus sit nie net altyd op die troon aan die regterhand van die Vader van waar hy regeer nie. Daar is ook oomblikke, daar is ook gevalle waar hy staan, wat wys dat hy uiteindelik intens betrokke is by dit wat ons hier op aarde beleef. En ek het myself net afgevra, hoe sal die 4 evangelies en uiteindelik Handelinge, wat sal dit vir ons sê rakende hoe hierdie Jesus as die koning van alle konings vandag met ons praat? En dan moet 'n mens kyk na wat is die laaste dinge wat hy vir sy disippels gesê het.
En ek wil sommer by Matteus 28 begin. Matteus aan die einde daarvan sê vir ons dat die priesterhoofde en die familiehoofde, hulle het 'n plan gemaak. En hulle het besluit dat hulle gaan nie dat mense glo of enigstens dink daarin dat Jesus opgestaan het in lewe nie. Wat hulle gaan doen is, hulle gaan hierdie soldate omkoop om 'n leuen te vertel. En die leuen is dat die disippels het gekom en die liggaam van Jesus gesteel. En daardie leuen, sê Matteus vir ons, word tot vandag toe, tot in die tyd wat hy geskryf het, maar tot vandag toe weet ons nog steeds, word daardie leuen vertel. Betekende, baie mense glo nie, dat Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het nie. Maar nou kom ons by die punt, wat wou Jesus sê, moet sy disippels weet? Wat is dan die teendeel van die leuen, wat die priesterhoofde en die familiehoofde wou hê die wêreld moet ingaan? Ons lees daar vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. En ek wil nou hê, ons moet nou in gedagte hou, Jesus het geweet, hy gaan verheerlik word. Hy het geweet, hy gaan uiteindelik terug na die Vader toe. Hy het geweet, dat hy gaan aan sy regterhand wees. En op grond daarvan sê hy vir sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. Met daardie gemag en sag stuur hy ons dan nou uit, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. So Jesus sê, as koning van alle konings, is hy teenwoordig, is hy by ons, en ons gaan nou later ook sien in die ander gesprekke, natuurlik op watter wyse hy natuurlik by ons teenwoordig is. Dan kom ons by Markus 16. Nou Markus 16 is 'n gedeelte waar die disippels baie bang was en ook nie geglo het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. En ons lees daar vanaf vers 14, later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. So in lyn met Matteus, dat natuurlik, jy kan nie die leuen glo nie, jy glo die waarheid, Jesus het opgestaan, hy lewe, Jesus sê vir sy disippels basies, waarom het julle nie geglo nie? Vers 15, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, soortgelyk dieselfde woorde as wat in die evangelie van Matteus opgeteken is. Dan vanaf vers 17 sê hy, vers 19, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die regterhand van God gaan sit. So ons sien hy's opgeneem, volgens Markus, en hy het aan die regterhand van God gaan sit. Die regterhand dui natuurlik op die gesagshand van God. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Dis vir my net so, ek dink mense sien dit nie altyd raak nie. So staan dat die Here het saam met hulle gewerk en hulle prediking bekragtig. Ek is so dankbaar dat die Here dit vandag nog doen. Dan gaan ons blaai na Lukas 24 toe. In Lukas 24 is dit 'n gedeelte wat Jesus eers saam met sy disippels geëet het, en toe word daar word dan in vanaf vers 45 vir ons beskrywe. Toe het hy hulle verstand om die skrif te verstaan geopen. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood uit opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is my getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is.
Vers 50, daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hy het hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle weggegaan. Hy is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd in die tempel gebly en God geprys. Wat ons hierso sien is dat die disippels het die feit dat Jesus, en ons het vorige keer dink ek het ons vir mekaar gesê, dit is so belangrik om te weet, dat Jesus se hemelvaart is nie 'n weggaan in die sin dat hy glad nie meer by ons is nie, dat ons eers nou moet wag vir een dag. Al hierdie gedeeltes maak dit vir ons baie duidelik, dat hy het gegaan om aan die regterhand van die Vader te wees. Hy het gegaan om vanuit daai gesagsposisie in en deur ons te lewe, saam met ons te gaan waar ons ook al is, soos ons in die vorige gedeelte gelees het, en hier weer 'n keer wat hy ook vir sy disippels sê, dat hulle moet uitgaan en sy getuies wees. En hy het hulle geseën om dit te kan doen, soos wat die Here ook met ons doen. As ons dan ook na Johannes toe gaan, nou Johannes is 'n evangelie wat later geskryf is, en dit gee vir ons bietjie van 'n ander perspektief. Iets wat ons moet verstaan van Jesus wat aan die regterhand van die Vader is vandag, die koning van alle konings. En ek wil dit graag net fokus op die laaste gedeelte, toe Thomas by was, want aanvanklik was Thomas nie by nie, het hy nie geglo nie, en hy het ons gesê, as ek nie my hande self in die merkteken steek nie, sal ek nie glo nie. En dan weet ons 8 dae later, toe Jesus weer in hulle verskyn, en dan lees ons daar vanaf vers 28, en toe Thomas dit doen, wat hy toe nou sy vingers in hierdie merkteken steek, vers 28, en Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe word nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Johannes sê vir ons dat die hemelvaart is dat ons ook daardeur die bevestiging het dat Jesus is inderdaad die Christus. Nou die Christus beteken hy is die Messias, hy is die een wat verwag is, die een wat moes gekom het en wat inderdaad gekom het. En die een, as ons in hom sou glo, het ons die lewe om uiteindelik sy liefde, sy genade, en wat hy ook in ons deur ook al wil doen, voor te sit in die wêreld en dit met ander mense te deel. Nou ek wil graag afsluit, en dit is natuurlik die hoogtepunt, en dit is wat 'n mens vind in Handelinge 1, en dit is die wyse waarop die Here in en deur ons betrokke is, by ons is, en dit vind ons in Handelinge 1 vanaf vers 8. Maar julle sal krag ontvang, sê Jesus vir die disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien. 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggegaan het, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou, dit is die troos wat ons vandag het. As ek vir jou sou vra, hoe dink jy aan Jesus? Wie is hy vir jou? Natuurlik moet jy onthou dat hy is gebore vir ons. Natuurlik moet jy onthou dat hy het gelei vir jou. Hy het uiteindelik sy lewe gegee aan 'n kruishout. Natuurlik moet jy onthou dat hy uit die graf uit opgestaan het. Maar hemelvaart gaan verder. Dit is die verheerliking van Christus, dat jy en ek hom moet onthou as die koning, as die een wat aan die regterhand van die Vader sit, wat met die mag en die gesag van God self in en deur ons lewe, en wat vir ons in hierdie wêreld wil lei daartoe, wil help daartoe, om sy getuies te wees.
En daarom ook in die lig van die sirkel van genade wat ons in ons eie gemeente doen, waar ons weet dat alles wat ons van God ontvang het, moet ons aan ander mense deurgee, is hemelvaart uiteindelik vir ons daardie versekering. Net soos in al hierdie gedeeltes. Die versekering is die belofte. En dit is dat die Here sal gee dat daar vrug is. Die Here sal gee dat sy koninkryk kom en sy wil sal uiteindelik geskied. En daarom, ons moet weet, hemelvaart sê en bevestig, die oorwinning is reeds behaal. Al wat ons weet is, ons moet in daardie selfde oorwinning op hierdie stadium voortlewe en glad nie bang of skaam wees om dit in 'n wêreld te proklameer wat dit so nodig het om te hoor nie. Die leuen van die priesterhoofde en ook die familiehoofde, toe hulle daardie wagte omgekoop het, is inderdaad op verskeie maniere op die oomblik in die wêreld nog steeds wat verkondig word. Baie mense wat so graag uiteindelik ook uit hulle eie lewe hierdie verlossing van Jesus wil ontvang, vasgevang is in hulle eie lewe, vasgedraai is, hulle het dit so nodig om te weet, dat hulle kan aan 'n koning behoort, wat in die hemel is, wat regeer en wat hulle liefhet. En daarom, in die liefde wat ons vir die Here het, wil ek vertrou dat almal van ons sal voortgaan, om solank as wat die Here vir ons 'n asem gee en 'n hartklop, dat ons sal voortgaan om hom te verheerlik in die teenwoordigheid van almal met wie ons te doen het en wie die Here ook al oor ons pad stuur. Mag dit vir elkeen van julle 'n geseënde hemelvaart wees. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat u woord vir ons so 'n troos is en dat die Heilige Gees die krag in ons is wat vir ons in staat stel om getuies te wees. Ons is gebroke mense, Here. Ons weet ons het in onsself nie daai vermoë nie, maar ons bid dat ons geloof inderdaad 'n oortuiging sal wees. U is koning. U is ons Here. Saam met Thomas wil ons voor u buig en sê, my Here en my God, my lewe is u sinne, Here. Gebruik my, laat my die lig wees, die sout wees wat u so nodig het. En dankie dat ons weet dat ons is u getuies. Waar u ons ook al nodig het, sal ons nie skaam of bang wees om vir ander mense te sê hoe lief ons u het en dat ons vir u wil lewe nie. In u naam bid ons dit alleen. Amen.